Die laaste een van die kragte van wat jy moet kan identifiseer is die kragte teen 'n skynsvlak. Nou die skynsvlak gaan 100% vir julle gevra word. Nou wat ons hierna kyk, het jou horisontale vlak, maar die oppervlak waar teen die beweging gaan plaasvind, is dan het 'n skynste 'n helling met die horisontaal. En daardie hoek daar word altyd vir jou gegee. Ons het altyd die hoek met die horisontaal. Nou, hier is altyd 3 kragte betrokke. En hierdie 3 kragte moet jy altyd heel eerste gaan intrek. Dit is jou Fg, die massa van die voorwerp, en onthou daai Fg is loodreg af. Jy moet hom so loodreg aftrek. Jy kan hom nie skuins trek nie. Hy moet reguit af. Ek sê altyd, as jy op jou blou lyntjies van jou eksamenpapier of jou eksamenboek, dan trek jy daai Fg, trek jy af, dat hy 'n 90 grade hoek met die blou lyntjies van jou boek maak. Dan weet jy, die Fg is reg. Dan het ons die F parallel, dit is die krag waarmee die voorwerp neig om teen die vlak af te beweeg. Dis altyd afwaarts, teen die vlak af. En dan het ons die F loodreg, ook die normaalkrag, wat loodreg is op die vlak. Soos daar het ons 90 grade hoek. Tussen F loodreg en F parallel het jy 'n 90 grade hoek. Nou, soos wat ons die stootkrag en trekkrag moes opbreek in horisontale en vertikale komponente, moet ons hierdie Fg ook opbreek in komponente. En die komponente is dan hierdie F parallel en F loodreg. Ek gaan hulle net gou hier intrek, dat jy net kan sien waar kom daardie kragte vandaan. Soos F, sien daar's my 90 grade hoek, soos hy kom so af, daar. Dit is my F loodreg. En dan in hierdie rigting so, daar's my 90 grade hoek, dis my F parallel. Soos hier is my F parallel en hier is my F loodreg of ook F normaal. Normaal kanseleer ons nou daai krag uit in daai rigting. Soos, dis hoekom ons die F loodreg is. Dis die krag wat die oppervlak uitoefen om om hierdie komponent van Fg uit te kanseleer. En dan hier kry ons, en dan natuurlik hierdie theta hoek daar is theta daar. Soos die boonste hoekie van die driehoek onder die skynsvlak is altyd dieselfde as die hoek, as die skynsvlak, die hoek wat hy met die horisontaal maak. So daar's ons theta. Daai 3 kragte is altyd teenwoordig. F parallel kry ons dan nou deur Fg sin theta, want daar is my hoek, ek het vir Fg wat teenoorstaande is van my 90 grade hoek, soos dit is my teenoor hierdie F parallel uit die hoek se oogpunt is teenoorstaande oor skynsy, wat dan sin theta is. Dis waar daai Mg sin theta vandaan kom. Dan die vertikale of die loodregkrag, daar is dan die Fg cos, want uit die theta wat daar lê, se oogpunt is daar die hoek daar, mos nou aanliggend teenoor skynsy, wat dan die cos is, soos dis Mg cos theta. Soos as jy, dit is jou eerste 3 kragte wat jy altyd gaan intrek. As jy jou kragte diagram kry,
Daar is die punt waarop die kragte inwerk, dan teken jy heel eers vir F loodreg, F parallel, FG, is altyd daar. Dan moet jy gaan kyk, beweeg die voorwerp teen die vlak op, of beweeg die voorwerp teen die vlak af. Ek het hier vir julle sommer die twee teen die vlak op in blou gedoen, teen die vlak af is hier in rooi gedoen, dat julle kan die verskil sien. Teen die vlak op, jou toegepaste krag is teen die vlak op, dan is jou F parallel en F wrywing is teen die vlak af. Soos jou resulterende krag gaan jou toegepaste krag wees minus F parallel en F wrywing. Daar het ons hulle. Maar as ons dan gaan uitwerk, dan is F parallel is dan mg sin theta en ons wrywingskrag, as hulle dit nie vir ons gegee het nie, werk ons die wrywing uit met mg cos theta, want ons het mos daar die krag nodig wat ons normaal krag vervang om ons wrywing te gaan uitwerk. Soos dit is waar daai wrywingskoëffisiënt maal mg cos theta kom daar vandaan, want dit is om die wrywing uit te werk. Daar het ek die formule geskryf vir die wrywingskrag. En dan teen die vlak af, kyk hier het ons die toegepaste krag minus, want hulle is in dieselfde rigting. Maar as die toegepaste krag teen die vlak af is, dan is jou toegepaste krag en parallelle krag, jou F parallel, hulle twee is in dieselfde rigting en die wrywingskrag is in die teenoorgestelde rigting. Soos in hierdie geval het ek dit nou sommer net so, want as ons nou die rigtings so sou gekies het, daai rigting is plus, dan is hierdie rigting minus, dan is dit F parallel, F toegepas is albei negatief, daar is F parallel en F toegepas is albei negatief, trek af, en die wrywingskrag in daai geval is positief. Soos dan die negatiewe antwoord gaan net vir jou sê, dis teen die vlak af. Jy kan dit natuurlik omruil ook, en jou toegepaste krag en jou F parallel is dan plus, en dan is jou wrywingskrag weer net minus. Jy kan dit so om ook doen. Maar wees net versigtig, jy moet jou toegepaste krag teen die vlak af, moet jou toegepaste krag en jou F parallel albei dieselfde teken hê en jou wrywingskrag die teenoorgestelde teken. En weer eens hier, as ons nie die grootte van die wrywingskrag het nie, die wrywingskrag gebruik ons deur die F loodreg maal met die wrywingskoëffisiënt, dit moet die kinetiese wrywingskoëffisiënt wees. En dan is dit mg cos theta, want ons werk met die krag wat daar langs lê. Soos teen 'n wrywingsvlak, teen 'n skynsvlak, kan jy ook 'n versnelde beweging hê, of teen die vlak op, of teen die vlak af. Hier is al jou formules wat jy nodig het. Jy bou jou formules dood eenvoudig weer net deur te kyk in watter rigtings is die kragte, en dan doen jy jou substitusies, en dan daarna doen jy jou berekening. Dan is dit eintlik dood eenvoudig. Ons volg weer net al die stappe wat ons in die vorige voorbeelde ook gevolg het.